Julle kan sit. Dankie julle. Ons gaan later die nagmaal doen met die eers vanmôre die woord behandel. Ek het hierdie woord geprint hier vanoggend of in die week en ek wou so 'n bietjie deel opbou. En hy's so klein, so as ek 'n bietjie kyk en oor en loer 'n bietjie, want die duiwel het gedink hy gaan die woord vanmôre steel toe hy die woord van my rekenaar afgewipe het. Hy was nie eers in my recycle bin nie, weggesy. Maar in Jesus naam spreek ons môre lewe, want Johan gaan nie praat uit sy eie uit nie. Johan gaan môre praat deur die Gees van God. En die Gees van God sal my lei. So vanmôre is 'n tema, jy kan vir ons daai 'n PowerPoint oopmaak daar, Robert. Vanmôre se tema is beter besluite en minder berou. Jy weet, ons maak so baie in ons lewens verkeerde besluite. Dan kom dinge oor ons pad en dan sê ons, Here, hoekom nou met my? Ek is so goeie ou. Jy weet, ek gee vir die ouens in die straat broodjies, Here. Ek loop en ek bid vir iemand wat siek is, Here. Ek is 'n goeie mens. Ek het nog nooit iemand te nagekom nie. Ek het mense lief, Here. Ek spandeer elke dag tyd in die woord en ek bid. Maar hoekom kom hierdie dinge oor jou pad, wat oor jou pad kom? Dis juis omdat jy verkeerde besluite in jou lewe maak. So daar was eens op 'n tyd 'n ervare bestuurder wat op pensioen gegaan het en hy sê hy kry 'n opvolgertjie wat hom gaan opvolg. En die opvolger vra vir hom, hoe is jy so 'n suksesvolle bestuurder? Wat het jy gedoen in jou hele lewe om so suksesvol te wees? En die bestuurder sê vir hom, neem goeie besluite. Nou skryf hy ou in sy dagboekie neer en hy sê, neem goeie besluite. Maar sê, hoe neem 'n mens goeie besluite? Hy sê, deur ervaring. So, jy sê vanmôre vir my, Johan, ek kan nie bid nie. Ek sê vir jou, jy kan. Want as jy elke keer bid vir iemand, as jy preek, en jy preek elke week meer, en elke week meer, en jy maak op die Heilige Gees staan, en jy bid, en jy maak op die Heilige Gees staan, gaan jy 'n bidder van bidders word. Jy gaan 'n prediker van predikers word, maar dit kos ervaring. So vra die jongman vir hom nou maar, hoe kry ek hierdie ervaring? Want ervaring is iets wat jy kan koop nie, hè? Ervaring is iets wat met tyd kom. En die ou sê vir hom verkeerde besluit. Hoe gaan ons weet wat is reg en wat is verkeerd? As ons nie weet wat slegte besluite en goeie besluite is. Jy weet, baie keer moet jy 'n bietjie op jou bek val. Verskoon my Afrikaans. Sodat jy weet presies wat is 'n verkeerde besluit. Om 'n regte besluit te kan maak. So, ons weet nou wat is reg en verkeerd. En ons weet wat sleg is en wat goed is. Wie sê dit vir ons? Die woord van God. Die woord van God leer vir ons wat verkeerd is. Die woord van God leer vir ons wat goed is. Die woord van God leer vir ons hoe God wil hê ons moet ons lewens lewe. Maar volg ons dit. Gister het ons om Poppie se diens om Frikkie, sê ek nou om Poppie. Ons het gister om Frikkie se diens waargeneem in die gemeente. En ek vra vir mense, wie van julle wil doodgaan? Niemand. Ons het te veel werk doen. Ek wil na die huis van die Here toe gaan. Ek wil na die huis van die Here toe gaan. Ja, het ek 'n bekommernis oor my vrou en my kind? Ja, ek het 'n bekommernis. En daardeur werk ek om te sê, Here, gee my die geloof om te weet, as die Here vandag my gees hier, my onttrek hier vandag, dat ek weet, U gaan na my kinders kyk. U gaan na my vrou kyk. Maar ons is bang vir die dood. En dis nogal kom werk ek om te sien dat daar in die een hand opgekom het gister hier, wat sê, ek is gereed om nou te gaan nie. En dit is waaroor ons gaan praat vanoggend. Ons gaan vanoggend praat, is jy gereed? As daai bassein nou blaas, waartoe gaan jy? Kan jy vir my sê nou, jy gaan dood? Want jy's regverdig. Jy's 'n kind van God. Jy's 'n wedergebore, geesvervulde kind van God. Jy moet nie geloof hê om te sê ek gaan hemel toe. Want as jy jou sonde bely teenoor God en jy bely jou sonde teenoor jou broer, weet jy mos jy's regverdig.
Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hoekom het ons nie kennis nie? Want ons lees nie die woord van God. Stem julle saam daarmee? Amen. Ek wil hoor julle moet sê amen, dat julle hoor. Amen, so sal dit wees. Omdat jy die kennis verwerk, sê die woord van God sal dit jou verwerk. So, omdat jy die kennis, wat is die kennis? Die kennis is die woord van God. Maar omdat ek sê ek verwerk die woord van God, sal God jou verwerk. Die Bybel is vol van verwysings oor goeie keuses en slegte keuses. Gaan gou vir ons, hierso gaan vir ons die volgende enetjie 2 jaar. Ons gaan nou terugkom na daai belangrike vers toe. Waar is in okay, jy sal hom nou kry daar. Hy sê die 4 name so aan die kante. Nou, in Genesis 12, ek het nou nie al die verse in my kop nie, so ek kyk hier, so julle moet my ook maar verskoon. En in Genesis 12 het God vir Abraham beveel, vat jou goed, vat jou familie, pak op en gaan. Abraham het nie gesê, maar die Here, wat nou, hoe gaan ek nou in hierdie vreemde land in en ek ken niks. Hy het uit geloof uit, het hy geluister, hy het 'n besluit geneem en hy het gesê, ek gaan my familie vat en ek gaan in die vreemde land ingaan. In Eksodus 14 vers 6 sê God vir Moses, vat jou staf en sla daai rots, daar gaan water uitkom. Wat het ons gesê laasweek? Ons het laasweek die rots gesien met die water wat loop, né? Ons het gesien. Hier sê God vir Moses, vat jou stok en sla daai rots, daar gaan water uitkom. Moses neem 'n besluit om gehoorsaam te wees aan God. God sê vir Moses, vat die volk en lei hulle uit, Eksodus 17 vers 6, en ek sal in jou behoeftes voorsien. God het voorsien. Ons praat nou eendag met die vals manne wat uit die hemel uitval. Ander man sê vir my eendag, dis onmoontlik. Wat so vals manne val uit die hemel uit? Dink jy die Sesco broer val uit die hemel uit so die sakkies? Nee, God het vir hulle vals manne voorsien elke dag. Hy het vir hulle gesê, jy hoef nie eers te hou vir môre nie, want môre gaan ek jou vals manne gee. Waar is die geloof? So dit is nou al klaar 2. In Matteus 9 roep Jesus vir Matteus. Hy sê vir hom, los jou nette en volg my. Wat doen Matteus? Ja, nee, ek kan nie nou nie. Ek is net gou hier besig, ek sal later kom. Nee, Matteus los sy net. Waar gaan hy? Hy loop. En hy volg Jesus. Markus 11:17 roep Jesus vir Simeon en Andreas ook. Hy sê, los julle nette, kom en volg my. Hulle maak die besluit en hulle sê, ons gaan jou volg. Maar soos daar goeie besluite in die Bybel is, dan is daar ook 'n paar slegte besluite, né? Kyk vir Eva, wat manne verlei het. Ja? Hoor julle wat ek sê? Vir Eva, wat die man verlei het. Sê my vrou en saam maar mee. Dis amen. Die woord sê so. Okay, dis reg. Die opdrag was duidelik geweest in die tyd. Geniet alles, behalwe die boom van goed en kwaad. So daar het hulle besluit geneem om te gaan teen wat God gesê het. Jona is die perfekte voorbeeld. Wat het Jona gemaak? Gaan en vertel vir die mense van Nineve. Hulle het gesondig teen my. En sê vir hulle, ek gaan hulle verwoes. Nee, ek kan nie. Daai mense verdien om doodgemaak te word. Hy hardloop weg, hy land op in 'n vis se maag. En God is so, die storie van Jona is vir my so awesome, want dat alles wat Jona gedoen het, al sy verkeerde besluite wat hy geneem het, beveel God daai vis om vir Jona op droë land uit te spoeg. Nie sê, spoeg hom hier by die, voor die brand is, dat hy nog swem, want hy is moeg tot op die droë land nie. Hy spoeg hom uit op droë land. Is dit nie 'n genadige God wat ons nie hou nie? Salomo, 'n wyse man. God het hom bonatuurlike wysheid gegee. 'n Wyse man. Wat maak hy? Hy luister vir sy vrou. Hardloop agter vreemde vrouens aan. En daar aanbid hy die, ek weet nie wat so goed ek wil dit sê, Baal. Hy sê, aanbid hy die Baal. Dawid is 'n baie goeie voorbeeld van 'n man wat goeie en slegte besluite maak. Nou Dawid het moord gepleeg, ouens.
Dawid het rondgehardloop met getroude vrouens. Dis Dawid. Tog sê die Bybel, hy's 'n man so na aan my hart. Dis wat die Bybel sê. Dawid is 'n man so na God se hart. Hoekom is die man so na God se hart? Want Dawid het 'n besluit gemaak om te sê, Here, ek kom voor U en ek bely. Ek vra om vergifnis vir dit wat ek gedoen het. Want ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n verkeerde besluit gemaak. Ek het 'n oordeelsfout gemaak. Maar ek kom vanmôre ek sê, Here, ek is jammer. Dis wat Dawid is. Nou in die wêreld is daar juist twee tipes mense. Ek sal die lyn hierso deurtrek, daar langs staan die Helen. Sal ek sê, ek trek die lyn hier deur. En omdat hulle in die meerderheid is, en ek het nou vir hulle gee. Ons sê, julle is die suksesvolle mense. Amen. Julle is, nee, julle is die onsuksesvolle mense. Ek spreek dit nie oor julle nie, in die naam van Jesus. En hierso is die middelgang. Daar is nie 'n middelpunt tussen onsuksesvol en suksesvol nie. Daar is nie 'n middelpunt nie. Jy is of suksesvol en jy's of jy's onsuksesvol. No grey way. There's no grey way. Maar wat is die verskil? Wat trek die lyn tussen die twee? Is dit hoe julle lyk? Is dit hoe julle aantrek? Is dit hoe julle hare kam? Is dit die size van die manne se pense aan hierdie kant? Dat ek hierdie kant staan? Is dit net nie, dit is nie. Dit alles gaan oor besluite. Die suksesvolle mense het goeie besluite gemaak. Die onsuksesvolle mense nie sulke goeie besluite. Ek dink dit is al. Sover. Ja, amen. Een ding is duidelik. Mense is besluitnemers. Dis iets wat ons nie kan weghaal of verander. Ek is vandag hier waar ek staan as gevolg van daai twee mense se besluite wat hulle gemaak het daaragter. My pa kom besluit het ek gaan 'n drug addict word. My pa, waar sou ek gewees het? Hy kom besluit het ek gaan nie meer werk nie. Waar sou ek gewees het? Hy kon besluit het ek gee nie meer om nie. Waar sou ek gewees het? En vandag wil ek vir jou sê, dieselfde besluite wat jy vandag maak, affekteer jou familie. Dieselfde besluit, pa, wat jy vandag neem, pa, affekteer jou kinders, se kinders, se kinders. Is julle met my volgende? Vrouens, jy wat weier om vir jou man te bid, jy wat weier om vir jou kind te bid, jy gaan die vrugte pluk. Jy gaan die vrugte pluk. Hoor wat ek jou vanmôre sê. As jy wil slegte besluite maak, moet jy weet, jou slegte besluite is nie net vir jouself nie, maar dis vir jou kinders ook. Want jou kinders sal die vrugte kry van dit wat jy geplant het. Ons maak, weet, ek wil hierdie voorbeeld gebruik. Vandag is ek in die bediening, maar ek was ook 'n ander persoon voor die Here my uit daai put van die hel kom haal het. Nou in my tyd het ek ietsie gevat, ouens. Ek het gehou van daai ietsie. Ek was nie 'n alkoholist nie, maar ek het nie selfbeheersing gehad nie. So as ek daar ietsie gevat het en daar staan so 'n paar van sy maatjies langs hom, met hulle almal klaar. Dan kan nie gemors word nie. Maar die Bybel sê ons moet sorg vir homself. So môre kom maar weer aan die ene. So wat ek al vandag eers moet gedrink word. So vind ek myself in 'n situasie een aand wat ek afgedruk word op pad na die kroeg. En dan weet ek het so 'n paar van die ouetjies in en die verkeersbeampte stop hier langs my. Hy sê nogal vir die ouetjie langs hom, maak oop die pypie en hy sê blaas. Hy sê, voor jy blaas het jy gedrink. Ek sê vir my, ja. Hy sê, wat het jy gedrink? Ek sê, nee, dit. Ek sê, groot moeilikheid vir jou vanavond. Ek sê, ja nee, ek het nou maar blaas. Ek bedoel, wat kan ek nou maak? Ek blaas. Hy wys vir die ou, en sê vir hom, kyk jy. Die ou van die ding, hou, maak nog een oop, blaas. Tweede geblaas. Toets negatief.
Hy sê vir my R150 vir jou tuinlaat wat jy gewerk het. Daar het ek 'n verkeerde besluit gemaak. Maar God het geweet wat sy plan was met my lewe. En hy het my gered daai dag. En ek glo dit. Toe ek aansoek doen om geregistreer te word deur die pastoorsraad wat ons op dien, toe wil hulle weet, het jy 'n kriminele rekord. Jy moet dit verklaar. As jy aansoek doen vir 'n bevordering by die werk, wil hulle weet, het jy 'n kriminele rekord. En as jy dronk bestuur het, daai rekord bly op jou naam. Dit is 'n kriminele rekord. So daai die hele voorbeeld. So hoe sou julle nou daarvan gehou het vanoggend as ek vir julle gesê het, ek is julle pastoor, maar ek het 'n kriminele rekord. Ek is julle pastoor, ek was in tronk vir 10 jaar moord gepleeg. It's your past. My past, maar die Here het my gered uit dit. Amen. So dis die vergelyking wat ek wil gebruik vanoggend. Hoe verkeerde besluite ons lewe beïnvloed. So die kwaliteit van jou lewe word bepaal deur die kwaliteit van jou besluit. Dis met my. So as jy goeie besluite neem, gaan jy suksesvol wees. Ek sê nie suksesvol met rand en sent in jou sak nie. Want as jy dink rand en sent maak jou ryk, as jy baie arm. Hoeveel keer koop ons goed wat ons nie eintlik kan bekostig nie? Stap in die winkel en daar staan daai paar Nikes. Nike. Hulle kos gewoonlik so R900. Nou sien ek as ek 'n sale sign sien, is ek happy. Hy rooi sign, 50% afslag. Dan koop ek. Kan ek daai paar Nikes bekostig? Ek kan nie ook nie, maar ek koop dit. So ons koop dinge wat ons nie kan bekostig nie. Netjie stap daar in 'n winkel en hy sien 'n viskartol, hy sien nie eens like dit's R50. Maar hy het die R50. Dis dalk 'n week voorby daai. Karla het hom gestuur met daai R50 om gaan word die melk koop. En nou sien hy die kartol en hy sê, ek gaan nie die ouetjie weer kry nie. Ek sê maar lekker die kartol vir die res van die week. En ek gaan die kartol opvat. So ons koop goed wat ons nie kan bekostig nie. En dan eindig ons op in 'n plek waar ons in 'n finansiële pandemie sit. Dan sê ons, nou trek ons job op onsself. Ons sit daar op die hoopie, dan krepeer ons. Dit sê ons, kyk tog wat het my gebeur. Ek het nie meer geld nie. Ek is nou so diep in die skuld, Here. Maar hoekom? Dis van die besluite wat jy neem. Ons eet wat ons nie moet eet nie. Hè? Wie doen dit? Ek staan skuldig. Kyk, ja. Ons eet wat ons nie moet eet nie. Lyk ons so. Sê ons, Here, die diabetes, jong. Die diabetes, Here, hoekom moet ek dit nou kry? Hoekom moet ek nou rondloop met hoë bloeddruk? Kom ek bid vir myself, Here, verlos my van die diabetes. As ek my gebed klaar gebid het, ry ek na die fish and chip shop toe, dan koop ek my 'n lekker laat slap chips. Hoe kan ons dit doen? Ek staan skuldig daar, ouens, ek myself. My familie kyk vir my skeef aan as ek praat van slapchip, maar weet hulle, hier is 'n slapchip man, ek hou van slapchips. Weet ek hou daarvan. Maar is dit gesond? Is dit reg om te eet? Nee. Nee, Nikkie, nee. Ons sê goed waaroor ons spyt is. Hoeveel keer het jy al vir iemand iets gesê wat jy nie regtig bedoel nie? Menig. Nou Jakobus 1:19 sê vir ons het 'n wag vir jou mond. Gaan lees hom. Weet ek Jakobus 1:19 ook. Kyk gou vir my. Loer gou Jakobus 1:19 terwyl ek aangaan. Dan gaan julle vir ons daar lees. Ons doen goed wat ons nie moet doen nie. Ons doen goed wat ons nie moet doen nie. En dan maak ons geliefdes seer. Nou ek wil vir julle gou hierso lees uit Romeine 7 vanaf vers 15 af. Hy sê, want wat ek doen, dan Here like daai vers. Wat ek doen, dit weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, want ek weet dat in my, dit wil sê in die vlees, niks goed woon nie. Want om te wil,
is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek. So dit is ons natuur om so te wees. Het iemand al Jakobus 1:19 gekry vir my? Nog een. Het jy nog gekry? Karla, gooi hom vir ons. En dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Kyk hoe lag Lona nou, my favorite versie. My favorite versie. Want dit is so, ons moet stadig wees om te praat en vinnig wees om te luister. Jy weet, as jy 'n emosie uitplaat, dan sê jy baie vinnig iets wat jy nie wil sê. Jy sê iets wat jy nie bedoel nie, en jy sê iets wat dalk iemand op die langtermyn sien. As God vir jou belangrik is, meneer en mevrou, as God vir jou belangrik is, dan sal jy die regte besluit neem. Hoekom? Want jy het 'n waardesisteem. Jy het 'n goddelike waardesisteem. Die goddelike waardesisteem is hierdie woord. So jy weet wat reg is. Jy weet wat verkeerd is. En jy wil op hierdie goddelike waardesisteem wil jy werk. Baie mense sê, ek sal julle nie besluit daaroor. Dus ek wil 'n antwoord by jou hê, ek het 'n antwoord gee oor en ek het nie geantwoord. Nou om vir iemand nie 'n antwoord te gee nie, is 'n antwoord op sy eie. Yes. Want jy moet 'n besluit maak. Daar's nie miskien nie. Jy gaan dit of doen, of jy gaan dit nie doen. Nou hier wil ek vanmôre vir jou sê, jy kies Jesus, of jy kies hom nie. Daar's geen tussenpad nie. No grey way. Jy kies Jesus, of jy kies hom nie. So as jy sê, maar ek weet nog nie, dan het jy klaar besluit gemaak. Jy het hom klaar gemaak. Ja. Jakobus 1:5 sê, as iemand van julle wysheid kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Ek het 'n interessante stuk gelees, navorsing wys dat die gemiddelde mens, jy wat hier sit, jy neem tussen 33 en 35.000 besluite elke dag. Wat in jou kop gaan. Every morning when you wake up, every day when you go to sleep, 33,000 choices are going through your head. Every single day. Jy word wakker, jy kies, hoor my, jy kies om op te staan. Jy kies om jou voete uit die bed uit te sit. Jy kies wat jy wil aantrek. Jy kies om jou tande te borsel. Niemand forceer jou borsel jou tande nie. Dis 'n besluit wat jy neem. Jy kies. Elkeen van julle wat vanoggend hier sit, het 'n keuse gemaak om vanoggend hier te wil wees. Amen. Elkeen van julle wat vanoggend hier is, het 'n besluit gemaak. Toe jy opgestaan het, het jy besluit, vanmôre gaan ek kerk toe om vir Sampie te luister. Toe kom jy aan die Sampie hier en sê, o, jette, ek moes maar weer by die huis gebly. Ander het nou weer die besluit gemaak vanoggend om nie te kom nie. As ek so na die wit geverfde gelagte kyk, wat hier staan, hier is baie leë stoele. So dan kyk 'n ou, dan sê 'n ou, ja, baie ouens sê, o, Sampie se verlof. Ek gaan nie vir my plan nie. Maar ons sal kyk, Tessa, dit is my naam gee wie nie was nie. Ons sal gaan huis besoek doen. Ja. Waar was julle Sondag? Ja, Dis al 'n nie wat put nie. daar word van ons verwag elke dag. Lukas 9 sê, as jy opstaan en jy klim uit die bed uit, moet jy jou kruis optel. Is jy bereid om elke dag jou kruis op te tel en Jesus te volg? Om 'n Christelike lewe te lei is nie maklik nie. En ek wil geen gelowige of ongelowige vanoggend sê dis 'n moeilike pad nie, want met die krag van God is dit moontlik. As jy dit uit jou vlees uitdoen, is dit moeilik. Maar jy moet elke oggend kom, jou kruis optel en Jesus volg. Amen. Lukas 9:23 sê Jesus vir hom, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Amen. O, jette, ek's elke maandag aand by die kerk.
Elke maandag aand kom bid ek los my familie by die huis. Dinsdae aande is ek by, wat het dit dan? Openbaring, vir 2 ure, dan kuier ek by Sampie vir 'n uur, los my vrou en my kind by die huis, Woensdag aand, ons selgroep toe, besig by die kerk vir 3 ure, los my familie by die huis, Donderdag aand, gaan kuier ek vir Sharon, ek wil haar 'n bietjie bedien met die woord, 2 ure weg van die huis af. Hoekom sê ek dit vir julle? Want die woord sê, daai tyd wat ek van my familie verloor, sal God teruggee. Amen. Al daai tyd wat ek in die bediening insit, sal God vir my teruggee. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Amen, hè? Soek eers God se koninkryk en alles sal bygevoeg word. Die dae sal langer word. Glo julle dit? Ek glo dit. Die dae sal langer word. Hoekom nie? Hierdie God wat ons dien, het hemel en aarde geskep. Hoekom sal hy nie 'n dag langer kan maak nie? The English word is actually better. Dis nou vir die Engelse mense. 1, 2, 3. 4. But you don't come. If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world, yet forfeits his own soul? Daar is harde woorde. As daai woorde nie vanoggend in jou gees vassit, gaan niks in jou vassit. So moet ons 'n keuse maak om elke oggend ons kruis op te tel en Jesus te volg. En as jy die besluit gemaak het om Jesus te volg, gaan jy baie dinge verloor. Ek sê nou vir jou. Jy gaan baie vriende verloor. Jy gaan baie geld verloor. Jy gaan selfs jou familie verloor. Jou familie sê nee, jy is all high and mighty. Gaan jy maar. Elke keer as jy by ons by die braai kom, wil jy kom preek. Elke keer as jy by ons kom, wil jy vertel van Jesus. Hoe's hom Frikkie? Amen. Hy het jy met vanmôre, Hom Frikkie luister en sê, ja, preach it, brother. Preach it. En daai man het gesê, as hy geleentheid gekry het om iemand te vertel van Jesus Christus, het hy die geleentheid gebruik. Ek sê vir die mense gister, jy het nog gedink jy gaan Checkers toe. Tot jy by daai roltrap opkom en jy stap en hom Frikkie vas. Papi, jy gaan staan. Hy gaan vir jou vertel, hy gaan getuig. Hoekom doen hy dit? Omdat hy die Here liefhet. En omdat hy omgee oor jou. Hy doen dit nie omdat hy jou tyd wil steel nie. Hy doen dit omdat hy omgee oor jou. Hy wil nie hê jou siel moet verlore gaan. Ons het gister gehoor, die ou se getuig gister, hoe goed hom Frikkie was. Ja. En ek sê, die dag is ek by kop Here by die ouens, want ek wil ook hê mense moet kan sê, daai man was 'n godvreesende man. Daai man, hy die Here lief gehad. Daai man het my ore laat tyd. As ek naby hom kom, as dit net Jesus. Dis wat ek wil hoor. Dan weet hy, my werk is gedoen. Ons besluite moet gebaseer wees op God se waardesisteem. Nou my vraag aan julle vanmôre is, wat is jou waardesisteem? Ons kom nou na daai geliefde versie toe, Galasiërs 6:7. En dis wat ek met julle wil deel vanmôre is. Die woord sê, moet nie dwaal nie. Hier's 'n ernstige woord vanmôre. Hoor wat ek vir julle sê. Gaan lees hom, merk hom in jou Bybel, gaan lees hom. Ek gaan hom vir jou 'n bietjie oopbreek vanmôre. Galasiërs 6:7 sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot. Want net wat 'n mens saai, hoor jy? Net wat 'n mens saai, dit sal jy maai. So, die besluit wat jy vandag neem, jy gaan vir hom maai. En as jy nie gaan maai nie, gaan jou kinders hom maai. En as jou kinders hom nie gaan maai nie, gaan jou kleinkinders hom maai. Maar iemand gaan vir hom maai. Dis die woord van God. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Want net wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. Nou ons skrif vanmôre is lekker lank, ouens. Ons skrif vanmôre is lekker lank. So julle kan daar deurblaai na Daniël 3 toe.
ek gaan en ja, my vrou sê altyd vir my, twee dinge. Sy sê altyd vir my, jy lees te veel in die Bybel uit. Jy moet 'n bietjie meer beteken, minder lees. Dis die eerste ding. Dis nie dit, ek sê vir myself. En dan sê sy vir my, jy's 'n PowerPoint pastor. Die mense gaan sê jy's 'n PowerPoint pastor, want jy moet 'n PowerPoint gebruik om ons op te sit. Wanneer in daardie geval, kom ons gaan na Daniël 3 toe. So, daar's nogal 'n paar versies wat ons gaan lees. Ons gaan nogal, ja, ons gaan die hele Daniël 3 lees. So, ek sal vir hom deurlees, as julle moet baie geduldig wees op. So, koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 L, sy breedte was 6 L. So, dis omtrent, wat ek gaan kyk het, is about 30 meter hoog en 3 meter breed. Dis hoe groot hierdie goue standbeeld was. Opgerig in die dal Dura, in die provinsie van Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers, die gouverneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofbeampte en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe het die landvoogde, die bevelvoerders, die gouverneurs, ek gaan daai skiep by mekaar gekom in die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het, en hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hardop geroep, julle word aangesê oor volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van die horing, die fluit, die sitter, die luit, die harp, die doedelsak en van allerlei musiekinstrumente moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Kom ons stop net daar. Die woord van die Here sê, voor geen beeld sal jy neerbuig en aanbid. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne 'n brandende vuuroond gegooi word. Daarom het op die oomblik toe al die volke hulle geluid van horing, fluit, sitter, luit, harp en allerlei musiekinstrumente te hoor, en al die volke en nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het tegelykertyd die Chaldeese manne nader gekom en die Jode aangeklaag. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê, mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, die fluit, die sitter, die luit, harp en doedelsak van die allerlei musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En hy wat nie neerval en aanbid nie, binne 'n brandende vuuroond gegooi sal word. Daar is Joodse manne wat u voor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het. Aangaande meneer Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, nie aan u gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Nou hoeveel keer, kom ons stop gedaan, hoeveel keer in jou lewe het jy daai mense by die werk? Daai ene. Aan alles na die baas toe hardloop, ons vertel. Het jy gehoor? Het jy gesien? Daai by die hele tyd loop en stories aan. Nou wie's dit? Dis die duiwelse werk daar. Die duiwel het hierdie mannetjies in hulle gees gewerk en vir hulle gesê, gaan sê vir die koning. Daai manne het nie gebuig nie. Gaan sê vir die koning. Hulle wil nie sy beeld aanbid. Vers 13, toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring en Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing, fluit, sitter, luit, harp en doedelsak en allerlei musiekinstrumente hoor, bereid om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle dit nie aanbid nie, sal julle oomblikke binne die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit die hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord aan koning Nebukadneser en gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee. Ek gaan nie meer stry, beklei en dink hoekom ek reg is of hoekom jy verkeerd is nie. Ek gaan jou nie eens antwoord. As onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond
en uit u hand, o koning, verlos. Maar as dit nie so is nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. Hulle maak 'n staan en sê, ons sal nie hierdie gode dien nie. Al moet ons doodgaan, gaan ons nie hierdie gode dien nie. En die goue beeld wat hy opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadnesar baie woedend geword en hy het sy gelaatstreke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego en as antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig was. En sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daar die manne geboei en hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Nou as ek nou 'n vuurtjie hier opstaan en ek sê vir jou, ek gaan jou in daai vuuroond gooi. Change your mind. Jy sê vir my, jy kyk na daai vuur. Ek sê, gaan jy nog 'n kans gee? Besluit gou. En jy sê nog steeds nee. Sê dapper man. Toe, kom ons kyk daarso, waar het nou gestop, okay. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne die brandende vuur oorgeval. Toe het koning Nebukadnesar verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hulle antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godseun. Wie het vanoggend in die bidkamer gesê, Here sê ek smet jou. Wie was dit? Iemand het in die bidkamer gesê vanoggend. Iemand het vanoggend in die bidkamer gesê, Here sê ek ons smet jou. En hier is die hele met 3 manne in die brandende vuur. Ons gaan nou verder lees. Toe het Nebukadnesar nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan, daarop by die landvoogte, die bevelvoerders, die gouverneurs en die raadsmanne van die koning vergader aan daardie manne en gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie. En dat die mantels geen verandering ondergaan het en die reuk van die vuur nie op hulle aangekom het. Hier is jy in 'n brandende oond. Jy ruik nie eens na rook. Ja. Ek kan nie die vuur aansteek sonder na rook te ruik. Hierdie ouens was in die middel van die vuuroond en hulle klere het nie eens na rook geruik. Daarop het Nebukadnesar gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego stikkend gekap en in die huis van die mis oopgemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat kan verlos nie. Toe die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Hier sit Sadrag, Mesach en Abednego met een van die grootste uitdagings in hulle lewe. Hulle wil doodgemaak word, alles. Tog op daai oomblik lyk dinge donker. As jy voor die vuuroond staan, lyk dinge donker. As die uitdagings voor jou deur staan en hulle kom val jou aan, is dit donker. Maar Jesus sê ek is met jou. Kies jy net die regte besluit. Maak jy die regte besluit. En vanmôre se tema is besluite. So ons wil hê dat jy moet vanoggend hierdie ding bedink. Voor jy 'n verkeerde besluit maak, jy dink aan Sadrag, Mesach en Abednego. Dink aan daai 3 manne. En dink hoe God met hulle was. Nou, ons het die skrif behandel. Ek wil 5 punte na kyk vanoggend. Ek wil baie tyd daarin sien, so bly as ek nou. Ons het 5 punte vanoggend.
Die eerste een, is jy gereed om God te dien? Ek gaan hulle vir julle opset. Is jy gereed om God te dien? Tweede een, vrees jy nog God? Sal jy deur God beloon word? Sal jy God se wet onderhou? En sal jy gereed wees vir die oordeel? So, kom ons kyk na die eerste punt. Is jy gereed om te dien? Die 3 manne het 'n besluit geneem om te dien. Hulle het een God. Dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle het 'n besluit gemaak om te sê, ek gaan nie my knie buig voor enige ander God. Ek buig my knie net voor die lewende God. En dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Maar hulle gehoorsaamheid kom teen 'n prys. Want hulle geloof word nou gelouter. Hulle geloof word getoets. Hulle word in 'n vuuroond gegooi. Maar Jesus sê, ons is daar. Nou sommige mense hou baie vinnig op om God te dien. Want hulle sê, jy weet, ek het nou al gebid vir 'n siekte op my liggaam vir 6 maande. Ek het nie 'n deurbraak gekry. So hierdie God wat jy bid voor, hy bestaan nie. Ek bid al 5 jaar. Wag nog steeds. Waar is die God van jou? Jy het gehoor mense sê al daai. Hulle het jou gehoor. Hy het getuig 2 weke terug, maar nie. Julle, ek het 'n begeerte, ek soek werk. Julle sê vir nee, ek gaan nie werk nie. Jy gaan laat werk. Ja, julle, ek gaan laat werk. Okay. Hier word gebid op die mat. Moet bid vir jou. Volgende dag, we gaan die dele oop. Is dit 'n incident? You can call it a incident as you like. Maar ek weet, dit is my God. My God wil dat jy oop. Ek het so in my binnebeen, ek deel met pastoor altyd. So hier in my binnebeen, ek is 'n lekker spat al gehaar, wat so gebeur het vir my. Ek sit my hande daar, elke dag, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Elke spat haas op die rug. In Jesus. Amen. Later dan vergeet ek wat ek gebid het. En een dag sê die Gees my, waar is spat haar? Was dit weg? Amen. Dis die God wat ek dien, ouens. Ander ou kan nie vir my sê dat daai God bestaan nie. Want daai aarde druk hy op sy eie op. No way. Hy druk op sy eie op. Dis die God wat ek dien. So, dan kyk ons na die wêreld. Dan sê ons, yes man, Nikkie is een Bamboka. Ja, daar man, kom nie eens kerk toe nie man. Ek sit elke Sondag in die kerk, ek is elke Maandag aand by die bidgroep, ek is elke Dinsdag aand by die opleidingskursus, ek is elke Woensdag aand by die sel, ek sit in die kerk Sondagoggend, Sondag aand, ek lees my Bybel elke dag, ek bid Here, ek pleit Here, ek vat nagmaal Here, maar ek het nie geld nie. Ek's arm. Ek sukkel om die maand te kom. Ek sukkel om die week te kom, maar daar's Nikkie. Hy kom nie skerp nie. Daai man het elke dag diep see boot op die see. En die man vang net vis. En die geld kom net in. En sy vrou is net by die naalwinkel elke week. En sy vrou doen net die hare. Ek kan nie eens my vrou stuur 1 keer 'n jaar nie. Hoekom, Here? Nou kyk ons na die mense om ons, dan sê ons, Here, waar is jy? Want die bose lyk dan nou of hulle voorspoedig raak. En die gelowiges lyk dan of hulle swaarder kry. Hoe werk dit dan? Nou God te dien is 'n baie ernstige staat. Want geregtigheid in God se oë is meer as belydenis van geloof. Dit sal hom bewys hier in die hart van die mens. Jy kan hier sit en vir my lieg en sê, "O, pastoor, ja, heilig is ek." Maar die Here, die God van die hemel en aarde, hy ken jou hart. As jy vir hom vra vir daai kombi wat jou hart so begeer, sê jy, okay, ek wil hierdie kombi hê want ek wil vakansie hou en dan wil ek my ma saamvat en my pa, ek wil vir hulle wys, ek is die kansesnaal. Sê Here, nou bid ek, o Vader, ek soek hierdie kombi. Here, daar is so baie mense wat 'n behoefte het, Here in die gemeente. Hulle kan nie by die kerk uitkom nie, Here. Ek bid Here dat U hierdie kombi sal gee vir die gemeente. Ja. Meantime soek jy nie die kombi vir die gemeente nie, jy soek die kombi vir ander dinge. Maar die Here weet, want die Here ken jou hart.
Is dit nie interessant hoe ons altyd sê, hey, ek is 'n diensknegt. Nee? Sê altyd, wie is jy? Oh, I am a servant of the Most High. Sê ons. Ons sê dit altyd. Sê, nee, ek is 'n dienaar. Ek is die ou wat die besem vat, as jy hulle nie kyk. Nee, dan vee ek hierdie vloer uit. So dit is vloer vir julle kan skoon wees. Maar hoeveel van ons sê, ons is dienaars, maar ons wil nie dien nie? Voor alle mense is ek 'n dienaar, ek is 'n dienaar van die Annetjie, maar vra my nou om die besem te vat en die vloer te vee. It's beneath me. Ek hou nie van vee. Ja, hoor nou, ek hou nie van vee nie. Maar nie sê nee, ek hou nie van karre oppas nie. Ek wil aan die woord van die Here luister, ek nie om karre op te pas nie. Vat dit 'n voorbeeld, hè. Maar wanneer ons soos 'n diensknegt behandel word, dan word ons klaar voor God. As ek nou vir Manie sê, Manie, dus jy kan nie verder in diens sit nie, dan bestuur ons karre, dan pas die karre op. Dan gaan staan jy buite en dan heilig voor God. Sê, Heer, ek het gekom om hierdie woord te ontvang vanmôre, nou moet ek karre oppas. Nou gaan hy ons vir God. Maar ons is gou om te sê ons is 'n diensknegt. God verwys na Moses in Maleagi 4 vers 4 as my knegt Moses, my diensknegt Moses. Die eintlike dienaar is Jesus, en so moet ons sy voorbeeld volg. Elke dag bied jy die keuse van bediening of nie. Jy kies vandag of jy 'n dienaar is. Jy kies vir ek. Hoekom moet ek hierdie groep hierso as jy nie wil dienaars wees nie? So wel, die keuse is julle sin om te kies volgens of ek 'n dienaar wil wees of nie. Ons tweede punt is vrees jy na God. Wat is die vrees vir God? Vertel vir my, wat sou julle sê is die vrees van God? Respek. Dit is om Jesus lief te hê met jou hele hart. Om te sê, Jesus, ek het U lief. Dis die vrees vir God. Om as jy sonde doen, te kan sê, ek wil nie meer sondig. Hoekom? Net soos ek nie my pa wil teleurstel nie. Ek wil vanoggend preek uit die spoegspad. Maar ek kan nie uit Johan uitpreek nie. Want Johan het nie die vermoë nie. Johan kan nie praat nie. Johan kan nie. Al dink julle ek kan praat. Ek kan nie praat nie. Maar met die gees van God wat binne my is, kan ek jou hierdie woord gee. So, ek wil nie my pa teleurstel nie. En net so ook, wil jy ook nie jou pa teleurstel nie. Jou pa is jou hemelse Vader. Jy wil nie jou hemelse Vader teleurstel om die hele tyd te sondig nie. Elke keer oor en oor te gaan, dieselfde ding oor en oor te doen. Dis dinge wat ons probeer voel. Saterdag, Mesach en Abednego het God ernstig opgeneem. Hulle het God gevrees en sy naam hooggeag. Om die Here te vrees is dieselfde as 'n hartlike aanbidding vir God vir wie hy regtig is. Maleagi 1 vers 6 sê, 'n seun eer sy vader. 'n knegt sy heer. As ek dan die vader is, waar is my eer? Ek is die Here. Waar is die vrees vir my? Ons is gou te sê, hier is my hierdie ou is my baas, my bestuurder. Ek moet hom respekteer. As ek met hom praat, spreek ek hom aan as meneer. As God praat, luister ek nie. Waar is God se eer? Waar is die eer wat God toekom? Sinclair Ferguson het geskryf, dit is terselfdertyd 'n bewussyn om in die teenwoordigheid van 'n ware grootheid en majesteit te wees, 'n opwindende gevoel van bevoordiging, 'n oorvloed van respek en bewondering, en miskien 'n gevoel dat sy mening oor my lewe die een ding is wat werklik saak maak. Ek sê vir Manie, laas weer, toe ons hier bedien op Mark, sê ek, die Here praat vandag met jou. Die Here het hierdie hele wêreld waarmee hy besig is, maar hy is alomteenwoordig en hy sê, Manie, ek praat vandag met jou. Jy is vir my spesiaal vandag, en ek praat vandag met jou. Nou vir jouself dink, hierdie God van die heelal, om tyd te maak vir jou, en al die biljoene mense, maak hy tyd vir jou, hy praat met jou, hy gee vir jou 'n woord, jy alleen, wie is jy?
So belangrik is jy vir God. Wanneer ons God vrees, beteken dit dat sy vaderlike goedkeuring alles is en die verlies daarvan niks. Die verlies van God se goedkeuring is 'n verlies, 'n groot hartseer vir ons. Maar om te verloor wat die wêreld vir ons offer, niks. Dis juist waarom hierdie 3 manne die keuse gemaak het om anders te wees. Ons staan uit, of ons is veronderstel om uit te staan. Ons is veronderstel om die lig te wees op die berg. Ons is veronderstel om mense hoop te bring. Dis waarvan ons geroep is. Die Gees van die Here is op my, met my gesalf het op 'n blye boodskap. Om God te vrees is om 'n hart te hê wat sensitief is vir God se godheid. Hierdie aksies erken dat die Here is wie hy is, 'n soewereine God. Die skepper van die heelal. En ek dink as jy dit besef, dan sal jy besef wie God is. As jy weet dat alles wat op hierdie aarde is, elke blom, elke boom, elke tak, elke sandkorrel waarna jy kyk, is gemaak deur God. Dis nie daar as gevolg van scientific, wat noem hulle die holding of dit is nie. Dis duiwels. Klaar, in naam van Jesus. God bestaan nie net om aan ons behoeftes te voorsien nie. En dis wat ons doen. God is 'n bruis in die stol. Dit gaan nou goed, dankie Here. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan kroon die lam geslag. Nou kom die duiwel, dan val hy jou aan. Here, kom ek weer terug na U toe, en U nodig, Here. As dit goed gaan en die bank is vol geld en die kaste is vol kos en die potte prit, dan ken ons die God. Dan bid ons nie meer nie. Dan los ons die Bybel. Want dit gaan ons nou goed. Ons het mos nie God nodig nie. Maar as dinge begin sleg gaan, dis wanneer ons op ons knieë bly. So baie keer wonder ek, hoekom baie mense die hele tyd swaar kry? Dis sodat God jou op jou knieë kan hou en jou nederig kan hou die hele tyd. Want hy weet, as ek vir jou R1 miljoen moet gee, gaan maar dit gaan raak, né? God moet aanbid word. Ons is die aanbidders. Hy is die meester. Ons is die dienaars. In ons lewens, baie mense se lewens, soms almal. Baie mense se lewens werk en alles op. Ons dink ons is God en God moet ons dien. Maar eintlik is ons werk om God te aanbid en God te dien. Maar omdat ons hierdie vooropgestelde gedagtes het van hoe dinge moet werk, doen ons dinge op ons eie manier. God is nie die ou baas nie. Baie mense die ou baas verstaan. Dis raak, sommer, dit is sommer nou so ding in my bors, ja. Hy is nie die ou baas nie. Hy is nie die man na bo nie. Sê dit met my? Hy is die God van die leerskade, ouens. Hy is die God van hemel en aarde. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Hy is die ou wat in die vuuroond gestaan het en gesê het, ek is met jou. Hoe kan jy sê, dis die ou baas daarbo? Hoe kan jy dit sê? Die man wat totaal en al voorsien in jou daaglikse behoeftes, kan nie die ou man daarbo wees nie. Hy is God. Elke dag bied vir ons 'n keuse om God te vrees. Jy het die besluit of jy God wil vrees of nie. Sal jy God se wet onderhou? Derde punt. As hulle ons sê, nee, pastoor, daar's niks meer wet nie. Ons is gered deur die bloed van die lam, pastoor. Daar's nie meer wet nie. Wat se wet is daar? Die wet is Ou Testament. Jesus het gekom om ons te verlos van die wet. Nee. Wat sê Jesus? Hy het dit vervul. Ek het dit vervul. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek gaan nou vir julle sê, 80% van julle wat hier sit, het nie jou naaste lief soos jouself. Dis die eerste gebod. 80% van julle. Ek sluit myself in. En ek bid julle, verander my hart elke dag. Verander my hart, dat daar ou op die pad stap, en ek sien sy bene is krom, en die ou sukkel om te loop, dat ek na hom toe sal stap, om te sê, die Here het jou lief, man, kom ek bid vir jou, kom ek wees oom Frikkie, en ek bestraf elke duiwel wat my man rondloop, en ek sê, ek sien die liefde vir God in jou, ek sien dit, wat ek wil hê, jy moet God se liefde ervaar. Ek bid eendag vir die ou, sy arm staan net so, kyk kom wat in die pad, kom hy sê, oom, ek soek met 'n paar, hy sê, gaan,
Julle wil weer gaan dwaalskool. Wat gaan met julle aan? Ek het my kar, Monique hol by die winkel in. En die jong kom uit hy kom na ek sê hom, kyk vir hom so, die Heilige Gees sê vir my, gebid vir hom. En die kar, ek sê, kom so. Wat gaan my aan man? Sê, nee hoor, die spin het op my gebyt. Sy arm staan so, die vel wil begin baals hier onder. Spin het op my gebyt. Jong knap. Sê, glo jy in Jesus? Sê, ja man. Sê, kom en bid vir jou. Ek sê, maar ek sê, ek heb honger. Ek sê, ja. Die Bybel sê ook, jy kan nie van 'n ou sê, as 'n ou sê vir jy is honger, dan sê jy vir hom nee, van die seun van die Here gaan in vrede. Jy kan dit nie sê, gaan nou vir jou iets kom teer, maar nie hol gaan in. Kry op die man in die kos. Ek sê, kom ek bid vir jou in die naam van Jesus. Ek sê, ek gee nooit vir hulle geld nie. Maar in dieselfde aspek, haal ek geld in my sak en ek gee vir hom geld. Ek sê vir hom, kry 'n taxi in. Ek het hom gebid vir genesing vir sy arm. Maar gee vir hom geld, kry 'n taxi en kom by die dokter uit, sodat jy kan medisyne kry in die hospitaal. 2 weke later kry ek daar Salman. Alle reg. Sê, was jy hospitaal toe gewees? Ek sê, nee oom, die Here het my genees. Amen. En so werk die Here met daai man en ek hoop, ek het een begeerte in my lewe. Ek sê, ek wens eendag dat daar 'n ou wat ek op die straat bedien het, kan opstaan en hy kan 'n suksesvolle lewe hê. En hy moet na my toe kom en sê, weet jy wat? Daai een gebed wat jy daai dag vir my gebid het, ek beheer Here Vader. Dis my begeerte in my lewe. So om God se wet te onderhou, red nie Christene nie. Hoor jy? Om God se wet te onderhou, red nie Christene nie. Maar ons geniet wel 'n geseënde lewe daarin. Wie het Deuteronomium 28 sal en maak vir ons ook daar. Ek sien jy het jou Bybel. As jy God se wet onderhou, gaan jy die vrugte pluk hier. So terwyl sy hom vir ons soek, in Matteus 7 sê Jesus vir sy disippels, jou geloof moet wees soos 'n man wat op 'n rots bou. Nie op sand, storm kom en spoel alles weg. So hy moet wees soos 'n man wat op 'n rots bou. So elke dag bied vir ons 'n besluit om God se woord te gehoorsaam. Genesis 28. Deuteronomium 28. Dan lees jy vir ons gou daar vanaf vers 1 af tot by 14. As jy God se wet onderhou, as jy God se gebooie onderhou, is dit wat jy gaan kry. As jy dan nou goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou as sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seënings sal oor jou kom en in jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal wees by jou ingang en geseën sal wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou op uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as heilige volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee, en die vrug van jou liggaam in die vrug van jou vee, en in die vrugte van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het, om aan jou te gee. Net tot 11, nee. Amen. Stel net tot daarvan. Dis die seën wat jy kan ontvang. Soek jy daai seën. Kom terug na die woord van God. Kom terug na die woord van God en doen wat God van jou verwag. Dan sal jy beloon word. Ons het nou gelees oor die beloning,
En ons gaan nou aanskuif na die 5de punt, hoe sal jy deur God beloon word? Nou daar is voordele om God te eer. Maleagi 3 vers 17 openbaar 5 aspekte van God se karakter wat as belonings geïdentifiseer word vir die wat hom dien en die wat hom vrees. God luister na jou. Nommer 1. Jy het gebid, jy het jou begeerte vir God bekend gemaak. Hy het vir jou gehoor, hy het vir jou geluister. Hoekom? Hoekom het hy vir jou geluister? Omdat jy hom vrees. Omdat jy sy woord het en sy gebooie onderhou, jy het hom vrees. God onthou ons. Hy sê, sy woord sê, Marina sê altyd, for it's written in the word of God. So sê, God onthou ons. Hy sê, ek is met jou. Oral waar jy gaan, is ek met jou. In die 4 oond is ek met jou. Saterdag mesig in Abednego, in die 4 oond is ek met jou. Ten midde van jou bekommernis, ten midde van jou probleme, ten midde van jou hartseer, ten midde van jou pyn, ten midde van jou siekte, is God met jou. God eis ons as sy eie. Hy sê, julle is wat sê hy, mooi Petrus, uitverkore geslag. Wat sê die Engels een? Peculiar people. Hy eis ons. God koester ons. Wie is daar vir jou as jy op jou hartseerste is? Wie is daar vir jou as jy down in the dumps is? Down in the gutters is? Wie is daar vir jou? Nou wie toe gaan jy? Jy kom na die kruis toe en sê, Here, ek soek U. Here, ek het U nodig. Ek soek die antwoorde, Here. God spaar ons ouens. God spaar ons. Vikkie was gespaar vir amper 77 jaar. Hoekom? Omdat hy God gedien het en God geëer. Ons almal gaan 'n punt kom waar ons nie meer hier gaan wees nie. Almal moet vrede maak daarmee. En ek bedoel, as jy kyk hoeveel mense in COVID was. Hier is COVID. Ons vat net COVID as 'n voorbeeld. Die ouens het toe die ouens hoor, daar gaan nie meer kos wees nie, daar hardop hulle winkels toe. Hulle staan met trollies so, want hulle is so bang hulle gaan dood aan honger. Ja, ek sê nie, ek het nie ook 'n vrees gehad nie. Maar ek sê ons moet weet, al gaan ek dood, ouens. Ek spreek my Vader. Dis waar ons wil wees. Ons gaan deur die heiligmaking proses nou om onsself reg te kry om tyd met God te spandeer en vir ewig. Anders hoekom is ons hier? As ons dan wil vasklou in die wêreld en vasklou in die wêreld se dinge, kan jy mos net so wil uitgaan by die deur en sê ek leef in die wêreld. Wat ook al gebeur na my aardse reis sou weet. Maar dis jou besluit, ou. Dis jou keuse om te sê ek wil nie hier wees nie, ek gaan loop. Dan niemand kan jou forceer nie. Maar onthou wat jy saai, dit sal jy ook maai. Ons almal hou van belonings. Ek weet Sharon, Johan, ek jou smart shop op by jou. Yes. Ek soek daai smart shop met belonings, hè? Almal hou van belonings. Cashback. Koop die kar vir R100,000, dan kry jy R5,000 terug. Almal hou van belonings. Maar daar's geen beter beloning as God. Amen. Daar's geen beter beloning as om eendag te kom voor die poorte van die hemel en God sê vir jou, well done, my faithful servant. En dan staan 'n vriendjie daar, sê, ek het gewag vir jou, boet. Ek het gewag vir jou. Elke dag konfronteer die vyand ons met verkeerde gedagtes en verkeerde besluite. Hy wil hê ons moet nie in hierdie belonings glo nie. So ons staan dus voor 'n keuse. Sal ons die leuns van Satan vat? Sê daar's nie 'n God nie. Hy kan jou nie genees nie. Hy kan nie jou omstandighede verander nie. Hy is nie vir jou nie. Dis jou gedagtes wat sê hy is vir jou. Jy is te klein. Jy is nietig, jy's niks. Dis niks vir God nie, man. Wie hy wil vir jou sê. Jy kan maar lekker vas. Vas maar lekker. Trek jouself uit vir 5 dae, jy dood vir die honger is, man. Hy wil sê vir jou, as jy hier bedag 3 kom, maar sê hy wil vir jou, wat het jou God vir jou gedoen, hè? Wanneer kom hy deel waar, wanneer jy die minste verwag. Wat ons probleem is, ons soek ons tyd. Ons wil dinge nou laat gebeur. Ons wil nie wag vir God se perfekte word. Sal jy gereed wees vir die oordeel? Is die belangrikste vraag waarmee ons wil saamvat vandag.
as daai bassein nou sal blaas. Kom ons maak so. As die bassein nou sou blaas, wie van julle dink julle gaan nou hemel? Steek julle aan. En die van julle wat nie julle hande opgesteek het, kom na die tyd aan my toe en ek vir jou bid. Dat ek jou kan lei na die Here toe vanmôre, sodat jy die Here kan aanvaar as jou saligmaker en verlosser, om te glo dat jy weet wat jy weet wat jy weet. Ek is hier vir hulle, by the way. Ek wou nie my hand opsteek, ek wou nie julle moet voel, julle moet julle hand opsteek. Maak geen fout daaroor nie, ouens. Oordeelsdag sal daar wees. Of jy dit nou wil hoor of nie, die oordeelsdag gaan daar wees. Die Bybel sê, of jy dit nou wil hoor of nie in my woorde, elke tong sal buig, elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus Christus is. So of jy dit nou wil doen of nie wil doen nie, jy gaan dit doen. En as jy daar bo kom in die hemel, dan sal die boekrol oopgemaak word, en as jou naam daar verskyn, sal jy welkom wees. Maar vir die van julle wat baie sonde doen, soos ek doen sonde nie, maar anyway, jou boek gaan, jou naam gaan gelees word daar, Lorna Piers, kom na vore. Op die dag en die dag het jy dit gedoen. Weet jy bely nie? Kom ek sê so, ek vat jou lewe vir die laaste week. Ek vat jou lewe van laas Sondag toe jy hier uitgeloop het, tot vanoggend, nie eintlik tot nou toe, want daar's nog gedagtes wat in die kerk rond daar ook. Sê tot nou toe. En ons sit daar hele movie hier op vir jou. So kom ons almal kyk jou gedagtes vir die laaste week. Net jou gedagtes. Nie wat jy gedoen het nie, net jou gedagtes. Ons sê dit jou. Dan kyk ons bietjie 'n movie vir 'n week, dan sien ons wat jy gedoen het. Gaan jy tevrede wees as almal dit kyk? Nou eendag gaan jy voor 'n lewende God staan. En almal wat nog ooit gebore was en nog ooit gesterf het, gaan by daai oordeel wees. En hulle gaan almal kyk. Jou ouma, jou oupa, wat jy nooit wou teleurstel nie, terwyl jy die kat in die donker geknyp het, waarvan niemand weet nie, gaan openbaar. Dis waar. So Jesus self het meer gepreek oor die hel as die hemel. Gister, toe praat ek 'n bietjie hierso oor hoeveel ek hier in die hemel. Maar toe moes ek byvoeg. Ek sê vir hulle, dis my verantwoordelikheid as 'n leraar om vir julle te kan sê dat daar 'n hel is. Moet julle waarsku oor die hel. Ek kan nie vir julle sê oor die hel nie. Ek wil nie 'n prosperity preacher wees wat sê daar's net hemel. Daar's net hemel, alles is net mooi nie. Maar die keuse is jou. Dat die wat saam met ons die Openbaring kursus gedoen het, sal weet dat die dag baie nader is as wat ons dink by is. Op daardie dag sal ons of as sondaars of as heiliges behandel word. So dis weer, daar's die suksesvolle en die onsuksesvolle. Die sondaars en die heiliges. So daar word altyd skeiding getref. Elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Openbaring waarsku ons teen 'n komende oordeel, dat daardie dag kan vandag wees. Is jy gereed? Is jy gereed vir die oordeel wat kom? Waar gaan jy wees? Gaan jy aan die heilige kant wees? Of gaan jy aan die sondige kant wees? En as jy vandag gesê het, ek sal die sondige kant, dan het jy vandag 'n keuse om te sê, ek wil nie meer aan die sondige kant wees nie. Dis nou julle. Ek wil aan die heilige kant wees. Ek wil saam met die heiliges wees. Ek wil weet wat ek weet wat ek weet. Ek wil weet dat as ek nou sterf, dat ek saam met Christus sal wees. Matteus 26 vers 41 sê, waak en bid. Waak en bid, dat jy dit nie in die versoeking sal kom. Want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. So die woord van God leer vir ons, dat jou vlees is swak. Maar jy moet vas. Baie mense glo nie in vas nie.
Jy moet vas, want jy moet hierdie vlees onderdruk, sodat jou geesmens kan sterk word. Dan sê mense vir my, maar jy sit diabetes, jy kan nie vas hou. Ek sit diabetes. Ek sê ek claim dit nie. Maar as gevolg van my swak keuses is ek nou 'n diabetes. Maar ek bestraf dit ook in die naam van Jesus. En ek sal bid daarteen tot die dag wat ek my kop neerlê. Maar ek weet, as ek die regte eetgewoontes het en die regte besluite maak, dan sal God my. Ek sluit af, hierdie 5 besluite is seker van die 5 belangrikste besluite vir jou geestelike lewe. Jy het vanmôre 'n besluit om te maak en die keuse is jou nou. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Wanneer laas het jy met God gepraat oor 'n besluit wat jy dalk wil neem? Dalk 'n huis koop, dalk 'n nuwe kar koop, dalk 'n nuwe yskas koop. Wanneer laas het jy met God gepraat daaroor? Is daai kar vir jou? Is daai huis vir jou? Is daai yskas vir jou? Is dalk 'n cheap microwave van die Asian City af? Is dit vir jou? God sê vir jou, wag 'n bietjie. Daai microwave gaan 'n special kom wat jy wil hê by game. Byt net vas. Meneer, uit jou vlees uit voel jy, ek het dit nou nodig. Nou maak jy die verkeerde besluit. 3 maande later, Here, hoekom? Baie mense het nie vanmôre wakker geword. Omdat ek het ook seker gedink hy gaan Sondag kerk toe. En hy het nie gekom. Want hy het dit nie gemaak. Jy kan nie vir my met sekerheid sê jy gaan môre opstaan. Jy kan nie vir my met sekerheid sê jy gaan eers lewendig by die huis aankom. Jy gaan nie vir my kan sê met sekerheid dat jy gaan vanaand gaan slaap nie. Die keuse is jou nou. God gaan ons nie manipuleer. Hier is een ding wat julle moet weet. God is not going to manipulate you. He's not going to force you into anything. It's a choice. It's a choice. Make the best choice. Ek besluit vanmôre om my lewe op God se waardesisteem en God se woord te bou en daarop te bly. Besluit vandag vir jouself om God eers te pas. Besluit vandag om God se koninkryk en God se vereistes vir ons lewens 'n belangrike aspek te maak. Ek sluit vanoggend af met die woorde, wat is jou besluit? Want die lewe is vol besluite. En die besluit is jou. Ek kies die lewe. Isabella, vanaf my Bybel in kaart gehad. Ek soek net gou iets. Ek wil die nagmaal vanoggend behartig op 'n ander manier. Ek wil dit behartig op 'n ander manier. Maar ek sal dit nou gou weer 'n geleentheid gee. Goeie gaan. Ek het 'n klein lewe. Yes. Ek was so rukkie terug siek hier in Wynfront. En ek het 'n ribbetjie van al die gehoesery, het 'n ribbetjie seer gekry. Wie weet my nie ken nie, ek is nogal redelik aan die gang. Nou die dag gaan ek aan. Maar as ek nie aangaan, aan die bed klim. Ek kon nie glo ek moet die bed vashou nie. En ek sê vir julle regtig dat dit so seer was, soos ek ken nie my so. Anyway, ek is nader aan dokter toe, hulle sê my net met 'n bosrok dra en my pynpilletjies, ek beloof dit vir julle regtig. Ek praat nou van 'n week terug. Ek het vriende wat hierheen verhuis het. Ek sal daar my vriendin, ek moet dit vir julle gesê, want ek kan nie glo dat God so getrou is. Sy sê altyd die Bybel is 'n storieboek. 'n Man klou vas, hy wil alles hoor. En Mervin sit ook nou toevallig daar. En ons sit gesels. Dit kom, kyk as ek 'n kans kry, iemand met my net 'n geleentheid gee om iets te vra van Jesus of van die Bybel of kyk dan laat baie ek wag net vir die opening. En ons gesels en dit, en ons het nog gelag en ek hou vas. Hulle sê hoe jy saam met ek sê nie dis onder beheer, maar ek het vir God gevra om my gesond te maak. Maar dit net die tyd was nog nie reg nie. En my volgende woorde was aan hulle, weet julle, ek submit. Hoor wat ek sê. Ek submit.
Ek is okay, ek het grondgebied, ek is gelukkig waar ek is, ek groei in dit, maar ek is bereid om te submit, maar ek besef nog nie wat het gebeur nie. Sondagoggend toe ek hier by hierdie kerk was, het ek nie meer 'n pyn in my ribbetjie gehad. Amen. Maar ek het nog nie besef, tot die Heilige Gees vir my gesê, want ek kon dit nie glo nie, dit was so. Jy weet hoe voel dit as iets hier af is, en ek het nie 'n bosrok nie, ek gaan nie vir 'n bosrok soek nie, en ek gaan my nie verbind nie, want ek glo Jesus is in beheer. Toe wys die Heilige Gees vir my, jy was bereid om te erken, jy submit. So ek wil vir julle sê, dit is nog seker dalk keuses in dit, maar God is getrou. Ek besluit gemaak. Absoluut. Moet nog nie sit nie. Terwyl jy nou staan, Nog iets sê. vir die van julle wat nie weet hoe ons werk hier nie, ons bedien profeties. Die nagmaaltafel, ons profeties bedien. Ek het nie opgestaan een oggend en gedink, ag, hierdie lyk oulik, kom ek sit dit op die tafel nie. Die Here het gewys wat hier moet gebeur. Hoe glo die nagmaaltafel moet wees. Die Here het gewys wat op die nagmaaltafel moet wees. En dieselfde ook so vir die diens vanmôre of die diens vir die week, ek so verstaan. En die Here vir ons die klere gegee. En ek wil graag hê Tessa verduidelik vir almal net dat hulle verstaan waaroor gaan die kleurskema. So het gister gedeel vir die wat hier was. Maar ek wil net Tessa ook in die gemeente deel om te sê, dis hoe die Here ons bedien. Die Here bedien ons met kleure. En baie van julle sal dalk sê nee, wel as jy 'n vooropgestelde gedagte, jy dink die Here sê dit vir jou, prys die Here. Ons sê die Here bedien ons. Goeie ons Amen. Julle het my bril by die huis vergeet, maar ek gaan probeer om dit op te hou. Ek gee my vir dit. Mijn frikkies, hulle het ek weet nie of julle dit gesien het hoe sy foto gelyk het nie, was swart op goud. Maar voor dit het ek vir Johan gesê, Johan, die Heilige Gees wys vir my goud, geel en pers. Maar ek bid daaroor en ek vra dat God my reg lei. En die foto van oom Frikkie, die glimlag wat hy gehad het, het my hart so goed laat voel. Dis so asof hy iets weet wat ons nie weet. 'n mystery. En sonneblom en blomme is absoluut, dit is vrolik, nee? Dit is goed om iemand 'n blom te gee. Die goud is die geloof van die gelowiges wat almal bymekaar kom. Dit is oorwinning. Ons almal het swaar kry en moeilike dinge en daar het ons nou net van Johan vanmôre weer gehoor ons moet besluite maak en doen ons die regte besluite. Maar as ons die regte besluite gemaak het, het ons oorwinning bereik. En wat die Heilige Gees my dan gewys het is die Lewiete wat vooruitgeloop het in die oorlog. En die worship team, die musikante wat vooruit gestap het, wat eintlik al klaar, want hulle het dit gedoen vir God. En dis hoekom daar so groot geveg is met die musiek die hele tyd. Gister het ons 'n geveg gehad met die musiek. Vanoggend het ons 'n geveg met die musiek. Hoekom? Want dis waar ons stemme wys. Dis waar ons God verklaar as koning. Dis waar ons sê ons verhef ons stemme. Alles ons vals. Alles ons val, want klink ons nie mooi nie. Maar ons verhef ons stemme teenoor God. Amen. Ons het die oorwinning bereik. Die musikante loop vooruit. Hulle het al klaar reeds die oorlog gewen. En ons kom agteraan. En ek kon nie, weet julle wat in afgesien van dit, onthou julle wat in die kerk was, wat oom Frikkie gehoor het in tale bid. Dat daai man, en ek het 'n paar keer het ek getuig, dat hy gebid het vir ons siele. En hy het in trane gebars om te bid vir ons teenwoordigheid wat hier was, het ons gehoor. En ons kan net sê, amen, daai man is 'n legende op sy eis. Dis goed dat hy gegaan het, maar ons het 'n groot man verloor. So, met ander woorde ook, die geel is goud, dit is die teenwoordigheid van God, die opregtheid, die teenwoordigheid van Christus. Ons het sy rykdom geërf, deur die regte besluit te maak. Johan, ek het dit nie gister geweet nie, ek weet dit vandag. Okay. Die pers is autoriteit. Tannie Elsa, ek het vir jou 'n woord. Ek het nie geweet ek gaan regtig hierdie weer moet uithaal nie. Oom Kevin, julle is, ons moet bid.
Hy's daar, hy's op die rand. Want hy het na my toe. En hy het my gevra of ek weet wat pers weet. Ek kan vir julle die hele storie van royalty en al daai goed vertel, maar sy woord was aan my. Weet jy dat dit die royalty was wat dit net mag gedra het in die Bybelse tyd? So julle, ek vra vermoede vir julle, bid. Oom Kevin is daar, dat hy deel van ons Amen. en eenheid kan vorm nie. So kan jy kan vir ons sê. So dit, die pers is autoriteit. Onthou, Jesus het gesê, hy laat vir ons die Heilige Gees. Jesus het gesê, daar is plekke geskryf in die Bybel, dis geskryf, dat julle gaan op die uiteinde met autoriteit meer kan doen, as wat ek gedoen het. Amen. Daar's die Sharon, kom jy gou vinnig, jy het 2 minute. Maar ek is nog nie klaar nie, man. O, okay. Ek skies presies die nie. Ek wil vir julle vertel. Johan het vanmôre gevra wat gebeur in die diens vanmôre. Het iemand van julle woord? Ek het nie geweet nie, maar ek het gisteraan Judas 'n dokumentêr gekyk oor besluite en konsekwensies. Dit was net dit. Gaan lees Judas. Daar was 'n troud van 12. Benjamin se troud was die slegte troud. Vergewe my Jesus, want daar was nie 'n law nie. So hulle het al die verkeerde goeders gedoen. Met hulle Henos se meisie wat hulle verkragt het en al daai dinge. Toe op die uiteinde was daar oorlog en daar het net 600 van al daai duisende oorgebly. En toe soek hulle vrou. Toe sê hulle, okay, ons gee vir julle van die 600 is daar 400 vrouens wat julle kan vat. Ons reël 'n partytjie en hulle kan gaan kies. So wat ek vir julle wil sê is, hulle het gevat, maar 200 het nie gehad nie. Jou besluite het 'n nadeel of 'n konsekwensie. En so hou dit aan. Dit was al in die Bybelse tyd so. En soos wat jy nou vermoed die diens gelei en gesê het, ons het besluite om te maak, besluite vir God. En as ons 'n verkeerde besluit maak, En daar's iemand wat vanmôre hier sit. Die Here wys my, daar's iemand. Ek vra die Here al 'n tydjie om te wys wie dit is. Daar's iemand hier wat vanmôre 'n groot besluit moet neem. Jy weet wie jy is nie. En jy hoef nie te sê wie jy is. Maar gemaak reg by die Here. Die Here lei jou vanmôre. Die woord is vir jou. Wie ook al jy mag wees. Die Here woord vir jou. Sharon, jy 2 minute. Ons moet oorskryf na die nagmaal doen. Kom verduidelik vir ons gou die nagmaaltafel. Wat beteken die nagmaaltafel? Jy kan net nie staan. Dan ek wil net gou iets sê. Die man met die purper kleed. Wat was purper? Pers. Daar het hy al koninklik. Toe hy gaan sterf het, hulle sy purper kleed het hulle hom uitgevou. Maar niemand, almal wou die purper kleed gehad het, maar hulle het 'n looitjie gevat. Wat die grootste sonde is in vandag se lewe, met 'n looitjie jy betaal. Jesus het krap betaal. Okay, ek wil eerstens vertel, nee. Gister sê pastoor Johan vir my, ek moet verduidelik wat ek daar gedoen het. Die woord wat gekry het, ek het gebid oor hy nagmaaltafel, en dis die woord wat ek gekry het wat ek moet gebruik. En gister, na ons hier klaar is, op pad hy sê vir my, ek hoop jy het reg vir wat jy daar moet doen. Ek sê, nee, jy moet kom vertel. Actually, Monique het ook vir my gesê. Ek sê, ek het ons gebid daaroor, ek het dit gekry, maar ek moet kom vertel. Ek sê, ag nee, ek wil net huis toe gaan, ek wil net gaan slaap. En dis is die waarheid, dis wat ek gesê het. Onthou? Ek sê, ek wil net gaan slaap. En tannie Here sê vir my, sy sal gaan bid daaroor, en sy sal vir my gaan gee wat sy ontvang. En later, toe stuur tannie Here vir my wat sy ontvang, wat ek nou vir julle gaan sê. Maar pastoor Johan sê vir my, man, weet jy, as jy hierdie nag wakker word, werk aan. En die Here maak my wakker. Ek word wakker hier in die nagure, né? En ek gaan my goede deur en ek doen opsommings en ek soek en ek kry en dit gaan ek ook nou vir julle gee. Maar ek het 'n besluit geneem, soos ons nou van gepraat het, om ek wil gaan slaap. Maar die Here sê vir my, hoe kan jy? Ek het vir jou woord gegee oor daai. Hoe kan jy nie vir die mense vertel wat ek vir hulle wil sê nie? Ek kan nie 'n werk, ek kan nie die Here dien halfpad nie.
Ek moet hom ten volle dien. Maar ek gaan vir julle gee wat aan die Here opgegee het en dit is so amazing. Ek het alles neergeskryf, so ek moet dit gaan vir julle lees. Wat ek ontvang het is toe ek gebid het oor die nagmaaltafel is, wat ek gesien het is water wat oor hout vloei, wat oor hout loop. En dit wat ek ontvang het wat die Here vir my gegee het was water wat vloei simboliseer die Heilige Gees. Wanneer ons vol is van die Heilige Gees, dan vloei ons oor van sy teenwoordigheid. En dan ook die water wat vloei oor die hout gee 'n gerusstellende gevoel soos wanneer ons gevul is met die Heilige Gees. Wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, dan is ons op ons gemak, ons is gerus. En dit is net, ons is vol vrede. Nou dit is wat wat aan die Here nou vir ons ontvang het van dit af. Nou gaan ek vir julle gou hierso lees wat ek ontvang het, wat ek in die nag mee gewerk het, is die hout en die water wat oor die hout vloei. In Exodus 5 vers 22 tot 25. Exodus 15 vers 22 tot 25. Ek dink ek gaan gou vir julle lees. Sorry, Jan het my nou so min tyd gegee, maar ek moet dit gou lees. Toe is die stamhoofde van Edom. Is ek nou op die regte plek? Nee, ek is. Ekskuus tog. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef. Met ander woorde, die hout, dis wat ek nog sien, die water wat so oor die hout loop. Julle partykeer, nee, wag, ek gaan nou vir julle sê, ek dink die deur mekaar geraak hier. Ja, die rede hoekom God 'n stuk hout vir hulle gegee het, om in die water te sit, dit word gebruik, ek gaan vir julle presies lees wat ek sê, die rede hoekom God 'n stuk hout gebruik het, om die water te genees, en dit is so in ons lewens ook. Daai water was bitter geweest, en Moses het die stok, die hout in die water gesit, en die water het soet geword. Dis dieselfde so in ons lewe. Ons lewe kan bitter wees, daar kan dinge gebeur wat nie goed is nie. En dan kom God, en sy die Heilige Gees die water, wat ons genees. Ek gaan nou weer vir julle hierdie stuk lees. Die rede hoekom God 'n stuk hout gebruik het om die water te genees, is omdat Jesus gekruisig was op die houtkruis. Met ander woorde, Jesus, in Matteus 11 vers 28, sê Jesus, hoor, kom na my toe, almal wat vermoeid is, en belas is, en ek sal julle rus gee. Nou wie julle wees? Dis nogal, julle dink miskien nie so, met julle almal kyk, want dit is nogal 'n bietjie senuwee, dit maak 'n mens met die vreeslik senuweeagtig om hier voor te staan. So dan raak 'n mens deur mekaar. Die pastore is al gewoon daaraan. Okay, Jesus het nie alleenlik gekom, net om ons reinig te maak van ons sondes nie, maar ook om ons lewens makliker te maak, om dit bearable te maak. Net soos daai bitter water in Mara, beleef ons baie bitterheid in ons lewens, baie meer. En Jesus het gekom en gesterf, hy het op die houtkruis gesterf. Ons lewens, om ons lewens weer soet te maak. En so is die water wat oor die hout loop, soos Jesus gesê het, gooi hy stok in die water,
daai water het soet geword. So kom tot by die houtkruis, kom by die kruis van God. Wat ook al in ons lewens aangaan, Jesus sal dit vir ons weer soet maak. Sharon het nou amper 'n hele nagmaaldiens gedoen, maar ons dankie daarvoor, Sharon. Ek wil graag vanmôre met julle net die nagmaal deurloop. Ek doen dit nie op 'n tradisionele manier nie. Ek doen dit op 'n eie manier. Ek glo die Here lei my so. Ek wil vanoggend hê dat jy en jou geliefde, wie ook al saam met jou is, as jy alleen is, ek sal met jou gaan loop. As jy nie alleen is nie, vra iemand saam met jou. En dan as ons klaar nagmaal doodgeleer het, dan kan jy opkom. Jy gaan jou eie broodjie breek. As jy nie die broodjie wil breek nie, dan kan jy 'n koekie vat. En dan gaan jy jou eie sappie vat. En dan kan jy en jou geliefde saam by die kruis vanmôre net nagmaal hou self. Ek wil eers met julle die woord deel. Johannes 6 vanaf vers 47. Voorwaar, ek sê vir julle wie in my glo, het die ewige lewe. Jesus sê, ek is die brood. Jesus sê, ek is die brood vanmôre. Ek is die lewendige brood. Hierdie brood gaan jou nooit versadig maak. Maar die lewendige brood van Jesus Christus sal jou versadig maak. So hierdie is net 'n simbool en hierdie liggaam is vir jou geskeur. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Die brood wat uit die hemel neerdal sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Jesus sê ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Die brood wat ek gee is my vlees, want ek is vir die lewe van wat ek vir die wêreld sal gee. Die Jode het toe vir mekaar gekyk en gestry en gesê, hoe kan ons sy vlees kry om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en hy wat my bloed drink, het die ewige lewe. Jesus sê, op hierdie kruis is sy liggaam geskeur. Ek wil net kyk vir hierdie broodjie, ek wil dit nie op die mat doen nie. Kyk vir hierdie broodjie, soos hierdie broodjie skeur vanmôre, kyk, ek wil hê jy moet ervaar, hierdie is Jesus se liggaam vanmôre, wat vir jou uitmekaar geskeur is, wat vir jou vernietig is, sodat jy vry kan wees. Kyk hierdie broodjie, hy is veronderstel om so te lyk. Ek wil jou wys, kyk hoe perfek moet hy lyk, ouens. Kyk hoe perfek lyk hy. En so is hy stikkend geskeur. Dis die liggaam van Christus Jesus. En soos jy vanmôre opkom, kan jy hier kom vat aan daai lewende brood. Jy kan kyk na hierdie dorings wat in Jesus se kop ingesteek het. Kan ek dit op die kop sit? Jy gaan sien wat kyk. Ja, dis eina. Hierdie dorings is in sy kop ingesteek. Hierdie is 'n klein resemblance op wat eintlik is. Ouens, hierdie is in sy kop ingesteek sodat jy vry kan wees. Ek neem nou Sharon se nagmaaltafel op, maar kyk hier, dis die spykers wat in sy hande en sy voete gekap is, ouens. Kyk hierdie ding. Kyk hoe lyk hy. Kan ek hierdie ding inforceer by jou been? Die pyn, die offering vir jou vanmôre. Vir jou. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, hy het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Hoor hier, ek sal hom opwek in die laaste dag. Is 'n belofte wat Jesus vir jou gee. En hy sê, al gaan jy dood, al lê jy daar en wag, ek sal jou opwek. Ek sal jou vat by die huis van die Here toe. Soos gister gesê het Johannes 14, ek het gaan om vir julle 'n huis voor te berei en ek gaan jou vat na hierdie huis toe. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, hy bly in my en ek bly in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my ook eet deur my lewe. Dit is my brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Dis 'n belofte van God af vanmôre. As jy vanmôre kom met jou nagmaal en jy kom hier en jy breek hierdie broodjie op en jy sê, Here, u liggaam is vir my gebreek. Ek kyk na hierdie spyker en ek besef, Here,
hierdie spyker is deurboor in die bene, in die arms, toe hulle u aan hierdie houtkruis vasgepen het. Ek verklaar vanmôre, Here, dat hierdie broodjie bring vir my genesing. Ek verklaar vanmôre dat hierdie broodjie bring vir my 'n nuwe lewe. Ek verklaar vanmôre dat hierdie broodjie bring vir my 'n ewigheid saam met God. En so ook as jy vanmôre hier omkom, dan vat jy jou kelkie en jy sê dankie Here dat ek vanmôre myself kan skoon was met u kosbare bloed. Dankie Here dat ek weet dat op hierdie houtkruis het u bloed gevloei vir my sonde. Nie vir 'n gemeente se sonde nie, dit het gevloei vir my sonde. En dan kan jy vanmôre kom en sê dankie Here, was my skoon met die kosbare bloed, maak my vry. Hierdie ding moet ons baie meer doen. Genees my liggaam. En terwyl jy opkom, bid ek so vir die koppie vol. Yes. Sê Here, as ek vanmôre hierdie nagmaal vat, spreek ek die Here oor die koppie se lewe. En ek sê dankie Here. Omdat gooi vir ons daai liedjie aan daar en dan kan julle nader beweeg. Want hier kom jy en daar slaan. Ek is ook klaar hier. Nie omdat ek spesiaal is nie. Dan kan julle kom soos julle wil, soos die Here julle lei. En julle vorentoe kom.